Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou daar waar jy is en dat jy regtig die nabyheid van die Here beleef. Ek deel in hierdie week met jou, in hierdie groot lydensweek, sommer so 'n paar gedagtes wat ek sou wou noem mymeringe, nadenke in die groot lydensweek. Die eerste gedagte wat ek met jou deel is, wat gebeur met jou in die nagmaal, maar dan ook wat gebeur met jou na die nagmaal? Hoe tree ek op tydens die nagmaal? Wie is ek in die nagmaal? En wie is ek na die nagmaal? Hoe lyk my lewe na die nagmaal? Nagmaal is so 'n spesiale geleentheid. Ek onthou, as dit die eerste nagmaal is wat 'n mens ooit gebruik het en jy kry 'n kaartjie wat vir jou sê, my eerste nagmaal, hoe lekker is dit nie? En om saam met ander mense te kan aansit aan die tafel van die Here en te kan van die brood te kan eet en die wyn te kan drink en iets van hierdie eenheid te kan beleef is net so wonderlik. So wonderlik altyd in die nagmaal om iets van die teenwoordigheid van die Here te beleef, want Jesus is mos by ons teenwoordig al die dae tot aan die volëinding van die wêreld en hy is deur sy Gees ook in die nagmaal by ons teenwoordig. Want die nagmaal is mos 'n gedagtenismaaltyd, maar ook 'n gemeenskapsmaaltyd. 'n Gemeenskap wat ons met die lewende Here het, want dit is mos die maaltyd van die Here, en 'n gemeenskap, koinonia, wat ons ook met ander mense het. Want sien, ons het mos ons identiteit in Christus Jesus gekry. Ons behoort mos aan hom, ons weet wie sin ons is, uitgeroep uit die duisternis na die wonderbare lig, en dan weet ons mos, dat hierdie ouens, wat hier saam met ons sit, en saam met ons van die brood eet, en die wyn drink, ook aan Jesus Christus behoort. En dan is met ons voorneme om vanuit die dankbaarheid van dit, wat Jesus vir ons gedoen het, wat ons ook herdenk by daardie geleentheid, dan is dit ons voorneme om nog meer te word, wat ons in Christus Jesus geword het, om nog meer te wees wie ons in Christus te geword het elke dag, om te groei binne in hierdie wêreld. En ek dink nie mens maak altyd regtig ruimte daarvoor, oor die broosheid waarmee 'n mens leef nie, en tog in die broosheid wat baie keer binne in 'n mens sou skuil nie. Het jy geweet dat die disippels, daardie 12, ook deur Jesus uitgesoek is? Vissermanne, tollenaar, verskillende mense wat Jesus uitgesoek het, maar wat uiteindelik ook brose, eenvoudige mense was wat hy uitgekies het, en deel gemaak het, om saam met hom te wees, sy volgelinge te wees, agter hom aan te gaan, te sien wat hy gedoen het, sodat hulle uiteindelik naderhand en na die tyd ook so kan leef, soos wat hy gedoen het, en dit ook kan voorleef vir ander mense, die draers moet wees van sy lig binne in hierdie wêreld. En volgelinge vir Jesus in die wêreld moet maak, gelei ook deur sy Heilige Gees, wetende dat hy altyd saam met hulle is. En nou gebeur die eerste nagmaal. Dis tydens die Paasmaaltyd, wat Jesus natuurlik voor die tyd alles weet wat gaan wees, en dit ook sorgvuldig laat voorberei, dat alles reg is, dat hy saam met hulle hierdie Paasmaaltyd kon eet. En tydens hierdie Paasmaaltyd, terwyl hulle daar is, dan skielik, dan bars die bom, as Jesus sê, vir hulle sê, terwyl hulle sit en eet, en dit staan in Markus hoofstuk 14, vers 18, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het gevra, dis tog nie ek nie. En dan sê Jesus, maar dis waar, dit is een van die 12, een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. En dan sê Jesus, dit moet noodwendig gebeur, maar wie hom, deur wie dit gebeur. En binne in hulle sou iets van hierdie ontkenning wees van die ander, dit kan tog nie ek wees nie. En ons weet op die ou end dat dit Judas was, maar dit kan tog nie ek wees nie. Hoekom sou ek die Here verraai? En dan gaan dit
Na die maaltyd gebeur dit nog erger. Wat as hulle beleef iets van hierdie maaltyd waarin Jesus die nagmaal instel. Kom ek lees vir jou dit van vers 22 af in hoofstuk 14 in Markus. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dis my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dis my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." En dan staan daar, nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. En dan laat Jesus, na hierdie nagmaal, na hierdie instelling van hierdie nagmaal, nadat hulle deel gehad het aan hom, deel gehad het wat hy sê, wat die inhoud van die wyn en die brood en alles sou wees, en saam met hom dit alles geniet het, dan sê Jesus, nadat hulle die lofsang gesing het, sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word." En dan sê Petrus vir hom: "Al sal hulle almal van die afvallig word, ek sal nie." En op die ou einde sê die ander, en hulle het almal dit gesê, maar Jesus wat vir hom gesê het, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloor. Mense wat saam met Jesus gewandel het, wat saam met Jesus geloop het, wat uitgesoek is tussen al die mense om saam met hom te wees, om, hulle mense sê, die wortel van sy kerk binne in hierdie wêreld te wees, van wie dit voorspel word, iets van hulle breekbaarheid, van die moontlikheid dat hulle van hom afvallig kan word. En dan weet ons wat uiteindelik gebeur het ten opsigte van hulle, dat dit inderdaad waar is dat Judas Jesus verraai het. Dan weet ons dat dit inderdaad waar is dat Petrus vir Jesus verloon het. Dan weet ons dat dit inderdaad waar is dat die ander van hulle ook gevlug het. En dit nadat daardie intieme maaltyd ook plaasgevind het en hulle eintlik vorentoe weer moes hergroepeer ten opsigte van hulle. Daarom dat ek eintlik maar die vraag vra. As ons nou soos in Vrydag, Goeie Vrydag gaan nagmaal hou, dan is dit weer 'n tyd van nadenke, weer 'n tyd van lojaliteit, van die kweeking van lojaliteit. Weer 'n tyd, 'n oomblik van deel hê aan Jesus. Kan ek dan met selfvoldaanheid opstaan, of kan ek daar opstaan om te sê, ek glo Here, kom my om geloof te hulp. My verbondenheid aan Jesus versterk, maar dan ook verstaan in watter mate die moontlikheid van afvalligheid by my ook kan wees. Nie dat ek my geloof sou verloor nie, maar dat ek Jesus eintlik ook sou kon verloon deur die feit dat ek lewe asof ek iemand is wat hom nie ken nie en hom nooit werklik leer ken het nie. Kom, ons versterk ons geloof en kom ons word mense wat mekaar ook op die geloofspad aanmoedig. So daarom my vraag, wat gebeur in die nagmaal versterking? Wat gebeur na die nagmaal? Mag die Here dit ook Vrydag vir jou 'n spesiale geleentheid maak. Hemelse Here, dankie dat ons aan U behoort. En dankie dat ons nie uit onsself aan U behoort nie, maar U het ons die eiendom gemaak. Lei ons om so te lewe, soos mense wat aan U behoort, om lojaal elke dag aan U te wees, in gedagtes, woorde en werke, en nie te versuim om die regte dinge te doen nie. Amen. Mooi bly.